is altyd wonderlik, broeders en susters, as 'n mens eredienste beplan en goeders uitwerk en vanaand Sondag 20 van die katekismes behandel en vandag is ook dan Pinkstertyd. So mense is dankbaar dat ons vanaand ook kan kyk na die werk van die Heilige Gees in die lig van Sondag 20. Kom ons sit so, ons maak ons oë toe vir 'n oomblik en ons raak stil voor die Here. By die Here is die fontein van die lewe en in sy lig sien ons die lig. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader in ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing vanaand van die Heilige Gees ook 'n beruiming van dit wat ons glo oor die Heilige Gees, skrifberuiming 8:3. Dan kyk ons daarin wat doen die Heilige Gees in ons lewens en belangrik ook wie is die Heilige Gees. Kom ons bid saam. O Vader in die hemel, ons dankie dat ons U vanaand ook Vader kan en mag noem. In ons Here Jesus Christus het U ons Vader geword. Maar ons bely ook. Ons erken dat dit alleen is deur U Heilige Gees dat ons roep Abba, Vader. Daarom erken ons vanaand ons totale afhanklikheid van die werk van U Heilige Gees in ons lewens. En vra ons dat U Gees ook vanaand die evangelie vir elkeen van ons in ons harte sal laat wortel skiet en groei en vrugte dra. Ja, die vrug ook van die Gees. Want ons weet dat uit onsself en deur onsself is ons tot niks goeds in staat nie. Dis alleen omdat U Gees vir ons U woord gegee het, omdat U Gees in ons harte woon en werk, dat ons kan lewe, vir ewig kan lewe. En dat ons kan glo in ons Here Jesus Christus. Daarvoor wil ons vanaand ook U loof en prys. Want ons weet dis U en ons Here Jesus Christus wat vir ons die Heilige Gees ook gegee het. Daarom aan U al die lof, al die eer, al die aanbidding van ons harte tot in ewigheid. Amen. Ons luister vanaand na 'n gedeelte uit Romeine 8 se eerste 17 verse en dit gaan dan daaroor die Heilige Gees wat Paulus van praat. So kom ons luister saam. Daar is nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Die wet van die Gees wat aan jou in Christus Jesus die lewe gee, het jou vrygemaak van die wet van sonde en dood.
wat die wet nie by magte was om te doen nie, omdat dit weens ons sondige natuur te swak was, dit het God gedoen. Hy het met die sonde afgereken deur sy eie seun in dieselfde gestalte as die sondige mens te stuur. So het hy die sonde in die sondige bestaan van die mens veroordeel. Nou kan ons aan die eise van die wet voldoen, ons wat ons lewe nie deur ons sondige natuur laat beheers nie, maar deur die Gees. Die wat hulle deur hulle sondige natuur laat beheers, hou hulle besig met die dinge van die sondige natuur. Maar die wat hulle deur die Gees laat beheers, hou hulle besig met die dinge van die Gees. Die dinge waarmee die sondige natuur van die mens hom besig hou, loop uit op die dood, maar die dinge waarmee die Gees hom besig hou, bring lewe en vrede. Die dinge waarmee die sondige natuur van die mens hom besig hou, is immer vyandskap teen God. Die sondige natuur onderwerp hom nie aan die wet van God nie, dit kan die trouens ook nie. Die wat hulle deur hulle sondige natuur laat beheers, kan nie die wil van God doen nie. Julle word egter nie deur julle sondige natuur beheers nie, maar deur die Gees, want die Gees van God woon in julle. As iemand die Gees van Christus nie het nie, behoort hy nie aan Christus nie. En omdat Christus in julle is, gee die Gees aan julle die lewe op grond van God se vryspraak. Hoewel die liggaam vir die dood bestem is as gevolg van die sonde, omdat die Gees van hom, deur wie Jesus uit die dood opgewek is, in julle woon, sal hy deur wie Christus uit die dood opgewek is, ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy Gees wat in julle woon. Daarom dan, broers, staan ons onder 'n verpligting, maar nie teenoor ons sondige natuur om daarvolgens te lewe nie. As julle julle lewe deur die sondige natuur laat beheers, gaan julle die dood tegemoet. Maar as julle deur die Gees 'n einde maak aan julle sondige praktyke, sal julle lewe. Almal wat hulle deur die Gees van God laat lei, is kinders van God. Die Gees wat aan julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie en laat julle nie meer in vrees lewe nie. Nee, julle het die Gees ontvang wat julle tot kinders van God maak en wat julle ons tot God laat roep, Abba. Dit beteken Vader. Hierdie Gees getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. En omdat ons kinders is ons ook erfgename van God, erfgename saam met Christus. Aangesien ons deel het aan sy lyding, sal ons ook deel hê aan sy heerlikheid. Dit dan ook ons teksgedeelte vir vanaand. Ons sing nou eers ook 'n beruiming van 'n bekende teksgedeelte, en dit is die gedeelte uit Esegiel uit, waar daar ook oor die Heilige Gees, die Gees van God gepraat word, en dan kyk ons wat doen die Heilige Gees. Kom ons staan, ons sing skrifberuiming 8:1, daarvan net vers 2. Dit is so, broeders en susters, dat wanneer ons na ons belydenisskrifte kyk, dan lyk dit baie keer vir 'n mens of daar eintlik baie min stil gestaan word by die Heilige Gees.
So is dit ook in die katekismes, net hierdie een vraag en 'n relatief kort antwoord vind ons in die katekismes. Wat glo jy van die Heilige Gees? Ten eerste is hy saam met die Vader en die Seun, ware en ewige God. Ten tweede is hy ook aan my gegee, sodat hy my in my die ware geloof aan Christus en al sy weldaad hulle deel laat kry, my troos en ewig by my bly. Net dit. Dit is die belydenis wat ons vind oor die Heilige Gees. Maar onthou 'n bietjie, dis nie die eerste keer wat ons oor die Heilige Gees hoor nie. In die afgelope 5 maande se preke het ons die heeltyd van die Heilige Gees gehoor. Trouwens ook in die katekismes afdelings wat ons na gekyk het ons van hom gehoor. Mens kan maar weer gaan lees, Sondag 1, Sondag 3, Sondag 7, Sondag 8, Sondag 14, Sondag 18 en verlede week, toe ons by Hemelvaart stil gestaan het. En net so sal hierdie ook nie die laaste Sondag wees waar ons van die Heilige Gees hoor nie. Trouwens, die volgende paar Sondag afdelings gaan juis oor die afdelings van die katekismes wat handel oor God die Heilige Gees en ons heiligmaking. So ons sal die werk van die Gees altyd soos 'n goue draad sien, wat loop ook deur ons belydenisskrifte, net soos dit 'n goue draad is wat loop deur die skrif. Nou die vraag dan, hoekom dan so kort vraag en antwoord in Sondag 20? Juis omdat daar so baie gesê word oor die Heilige Gees in die res van ons belydenis. Die Heilige Gees word nooit in die gereformeerde leer afgeskeep nie, want die Heilige Gees moet oral in ons leer en dit wat ons glo figureer. Al wat in Sondag 20 gebeur is, daar word opgesom en saamgevat. Ons geloof in die Heilige Gees word dan ook in hierdie Sondagsafdeling juis op 2 dele afgebaken. 2 dele wat hoekom ek ook verskillende kleure gebruik het, rooi en groen, om vir ons te wys die 2 vrae waarby ons ook vanaand gaan stil staan in die lig van Romeine hoofstuk 8. Die eerste is, wie is die Heilige Gees? En die tweede is, wat doen die Heilige Gees in my? Mens moet dit so sê, in my, maar ook vir my. Nou Romeine 8, hierdie gedeelte wat ons vanaand na geluister het, handel juis oor die werk van die Heilige Gees. En dis juis hieruit wat die antwoord van die katekismes na vore gekom het. Paulus vat in die stuk amper alles saam wat ons glo oor die persoon van die Heilige Gees, as die derde een van die drie-enige God. En belangrik ook oor wat hy doen in ons lewens. So as ons vra vir mekaar, wie is die Heilige Gees? Wie is die Heilige Gees? Dan sien 'n mens by Paulus, sowel as in die katekismes, die eerste en die belangrike ding is, dat die Heilige Gees nooit losgemaak word of geskei moet word van die Vader en die Seun nie. Mens moet dit altyd onthou, as jy dink aan wie is die Heilige Gees, nooit los van die Vader en die Seun nie. Die Gees oral in die skrif teenwoordig. Maar nou is dit so, ek en jy lewe in 'n tyd waar daar nogal baie gemaak word van die werk van die Heilige Gees. Trouwens die woord, en ons almal ken hierdie woord charismaties, beteken eintlik ook geesgedrewe. En mense lê baie klem op die werking van die Heilige Gees in hulle lewens, baie klem op die gawes van die Gees in hulle lewens. En daarom sien mense klomp kerke rondom ons opspring, wat hulle self dan ook, kom ons gebruik maar die lelike woord, label of etiketeer as charismatiese kerke. Dan word daar klem gelê op die gawes van die Gees. Daar word stellings gemaak soos jy moet in tale kan praat, of jy moet
profeties kan wees, of jy moet duiwels kan uitdryf. Jy moet hoor hoe God, die Heilige Gees, met jou alleen praat. In baie gevalle word dit nog verder gevat. Onder jong mense veral word die teenwoordigheid van die Heilige Gees gelykgestel aan hoe lekker jy in die kerk kan sing, of hoe lekker dit by die kerk is. Hoe lekkerder jou belewing van die erediens, hoe meer is die Gees teenwoordig. Mens kan amper praat van daar word 'n geesbeker uitgedeel vir die kerk met die meeste gees. Maar broers en susters, dan word die aanklag juis op die gereformeerde kerke en gereformeerde teologie gerig en gesê dat ons te min aandag daaraan gee. Te min aandag gee aan die Heilige Gees. In ons godsdiens word die Heilige Gees onderbeklemtoon, die van die Vader en die Seun word oorbeklemtoon. Daar word selfs so ver gegaan as om te sê die werk van die Vader en die Seun is nie meer belangrik nie, is nou net die Heilige Gees. Wat gebeur met ons? Ek weet ons nou dit ook beleef en gevoel en gedink, baie van ons. Dan staan ons eintlik op ons agtervoete en ons reageer daarop met 'n soort aversie of 'n afkeer van enigiets wat swempie van charismatiese kan lyk. Maar wat is nodig? Wat nodig is dat mense gebalanseerde verstaan sal ontwikkel van die Heilige Gees. En om dit te kan bereik, moet ons raak sien dat die skrif en die belydenis nie anders oor die Heilige Gees praat as vanuit die eenheid, die harmonie en die samewerking tussen die Vader, die Seun en die Heilige Gees nie. Die leer oor die Heilige Gees is verweef met al die ander dele van ons Christelike belydenis. En ons moet daarteen waak om die werk van die goddelike drie-eenheid se drie persone van mekaar heeltemal te wil losmaak en te probeer skei. Want daar is 'n onlosmaaklike band van eenheid binne die verskeidenheid van die genadewerk van die Vader, Seun en Heilige Gees. Ja, in die Ou Testament hoor 'n mens baie van die Heilige Gees, ons het vanaand ook daarvan gesing in Skrifberuiming 8:1. Maar daar word deurgangs gepraat van die Heilige Gees as die Gees van God of die Gees van die Here in die Ou Testament. In die Nuwe Testament hoor ons ook van die Gees van die Vader. En baie interessant, hier in Romeine 8 vir die eerste keer gebruik Paulus dit, en dan praat hy van die Gees van Christus. Wat wil hy daarmee sê? Hy wil sê dat die Gees van God is ook die Gees van Christus. Die een is nooit sonder die ander nie, want dis dieselfde Gees, die Heilige Gees. En die Heilige Gees word besonder in die sin die Gees van Christus genoem. Hoekom? Ons het dit verlede week ook gehoor en voor dit ook gehoor, want dis die Heilige Gees, is die krag van God waardeur Jesus uit die dood uit opgewek is. Die Gees van Christus wat Christus opgewek het, en in sy opstanding deur die Heilige Gees, het die Heilige Gees bevestig dat Jesus waarlik die Seun van God is. Dat Jesus in ons plek veroordeel is. Maar dat Jesus ook die oorwinning behaal het. So dis deur die krag van die Gees wat Christus opgewek is in sy volle heerlikheid. Daarom is die Gees van Christus deur wie God hom uit die dood opgewek het. Die Gees wat nou in ons woon, die waarborg. Ons gaan dit net nou ook sing, die waarborg wat vir ons gegee word. Dat ook my sterflike liggaam lewend gemaak word deur die Heilige Gees. Nou, maar ook in die ewigheid.
So met die verheerliking van Christus, sy hemelvaart en sy gaan sit aan die regterhand van God, daardeur het die bedeling van die Heilige Gees aangebreek. Daar het die tyd aangebreek waarin 'n mens werklik kan praat van God met ons, God in ons. Waar die koninkryk van God in jou lewe na vore kom. Iemand het dit mooi gesê, die Gees slaan die brug tussen Christus se hemelvaart en sy wederkoms. Die Gees slaan die brug tussen Christus en ons. Daarin dat ons onder leiding van die Heilige Gees lewe. Daarin dat Christus ons deur sy Gees lei en bewaar. Hoe doen hy dit? Onthou altyd woord en gees loop saam, want die Bybel soos ons dit het is deur die Heilige Gees geïnspireer en juist daardeur werk die Gees vandag. En dit bring ons by ons tweede punt vir vandag. Wat doen die Heilige Gees in my en vir my? Ons tweede vraag, wat doen die Heilige Gees? Nou belangrik, 'n mooi gedeelte is die belydenis van Nicea. Ek dink die hele tyd daaraan, as mens dink aan die Heilige Gees, wat doen die Heilige Gees, wie is die Heilige Gees? Dan sê ons daar wat die Heilige Gees, wat Here is en lewend maak. Wat self God is en wat ons lewend maak. En daarom moet ons besef dat ook hier in hierdie lewe vandag is dit die Heilige Gees wat ons laat lewe soos kinders van God. Deur die werking van die Gees, so glo ons, ontvang ons geloof, bekering, regverdigmaking, heiligmaking, volharding. Ons noem dit ook die heilsorde wat ons verlede jaar ook behandel het. Deur die Heilige Gees word die nuwe lewe, die ewige lewe wat ek in Christus het, ook 'n werklikheid in my dag tot dag bestaan. Nie net is die Gees die een wat ons opbou in die geloof en ons toerus om kerk van die Here te wees nie. Hy is die een wat ons letterlik lei tot gehoorsaamheid aan God. Hy is die een wat ons laat roep, Abba, Vader. En daarom as ons kan afsluit en saamvat, moet ons dit ook vir mekaar vanaand sê. Ons het vanaand ook net saamgevat en opgesom dit wat ons in die Heilige Gees glo. Maar dan was dit steeds net ten dele. Want die rykdom van God, die Heilige Gees, is iets wat mens nooit in 'n preek sal kan saamvat nie. Maar in elke preek hoor. Want wie in Christus glo, wie aan die kerk van die Here Jesus Christus behoort, het die Heilige Gees ontvang. Elke ware gelowige, elke ware lid van die liggaam van Christus, elke kind van God wat sê ons Vader, is dit alleen en kan dit alleen doen omdat die Heilige Gees van God in jou is. Daarom moet ons lewe vanuit die heiligende krag van die Gees. Ons moet erken dat die Gees in ons woon, ons moet luister wat die Gees vir ons sê. En dan's daardie luister wat die Gees vir ons sê, in die eerste plek die woord van God waarna ons luister, en dan ook om te doen wat die woord van God vir ons sê. En dan is ons werklik kinders van God. Kinders wat kan sê, Abba, ook my Vader. Amen. Kom ons sit so en ons raak stil voor die Here. Kom ons dank saam. Ons Vader in die hemel, almagtige God, ons dankie dat ons vanaand ook weer die wonderlike troos en versekering ontvang van die Heilige Gees,
wat nie net vir ons werk nie, maar wat letterlik in ons werk. Wat elke dag ons roep om in gehoorsaamheid aan U te leef. Elke dag ons lewe al meer en meer vernuwe om gelykvormig te word aan die beeld van U Seun. Dankie dat ons die krag van die Gees in ons lewens kan beleef en ervaar, en dat ons elke keer as ons na U woord luister, opnuut daarvan verseker word. Dankie dat ons ook die Gees ontvang het en deur die Gees mag lewe. Amen. Daar gaan nou geleentheid wees om liefdegawes te gee. Kom ons staan en ons loof die Here saam deur die sing van Skrifbryming 1:1, daarvan vers 7. Ontvang die seën van die Here, die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle wees. Amen.